En as jy vanmôre ook 'n dankbare hart het, terwyl jy bid, kan jy hand opsit en sê, Here, sien ook vanmôre my dankbare hart raak. En broers, soos hy die woord van die Here sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou uitdra, maar jy moet my eer. En so dikwels dan vergeet ons om die Here te eer. So dikwels vergeet ons om te sê dankie. Maar vanoggend wil ek net in my hart aan die Here gaan om te sê dankie vir alles. Onze lieve Here, dankie vir alles. Maar weer die boodskap wat ons gekom het, was ook dankbaarheid en gesondheid. En vanoggend, Here, kan ons net kyk na die troon en sê, Here, dankie vir die goedheid, dankie vir die genade. Dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie dat ons nog lewe is. Dankie dat ons nog relatief gesond is. Daar is baie gevaar en baie dinge onder ons tussen ons, maar deur dit alles dra die Here ons. En ons wil die Here, ons wil die prys op vir die goedheid en vir die genade. U, o Here, wat is, wat was en wat kom. Die woord sê, U is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. U sê van Moses, ek is die Here, o God, wat U gesond maak. U is ons redder en ons verlosser. U is ons gesê, daar is niks wat U te wonderbaar is nie. Sou U iets spreek en dit uitvoer nie, sou U sê en dit nie doen nie. U is die Here. En ons kan vanoggend sê, Here, baie dankie vir alles. Dankie
Dankie dat U ons bewaar het. Ja, ons weet nie wat die mense as beplan of wat hulle bedink het nie. Maar ons weet dat die laaste 2 weke het die Here ons beskerm. Ons het ons daar met ons geen probleem gehad nie, daar was geen ander naby ons nie. En ons weet, dit is net die hand van die Here. Dit is net die krag, dit is net die genade wat ons ervan maak het. En alle nog genade sal ons vir die gee, sodat die Here is. En dankie vir die voorraad gebiede van deze. Heer, ons het nou een plek van aanbidding, ons het plek waar ons die Heer te aanzet kan opzoek. En ons heeft Heer en volgende Heer en dankie vir alles. Al die eer, al die lof en al die aanbidding aan die. Soos die Psalm 30 gesê, van die opkomst van die son, tot met sy ondergang, moet die naam van die Here geprys word. Dankie Here, al die eer, al die lof aan die. Seën die verrigtinge verder, seën die diens, maar seën ook vir ons die prediking en die woord, dat die naam van die Here deur alles op die Here nie Christus kan word. Ons vra dit alles in die kostbare naam van Jesus Christus, onze Here, en ons bid die dag. Ons kan die Here nie genoeg eer, ons kan hom nie genoeg dank. Amen. Ek wil vanmôre met julle praat oor die gedagte hoop by elke hart. Die Bybel so maak, as die Bybel hier het, of sterk dit waar ook al die woord wil lees, en luister as ek lees vir Romeine 15, en ek wil vir julle lees die 13de vers. Romeine 15 vers 13. En wat hier sal vir voorstaan. Daar alle woorde opsit asseblief. Ek wil vir julle lees die 13de vers, hy sê: en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Weet ek het 'n klompie studente en ek leer hulle dat wanneer jy na 'n teksvers kyk om eksegese te doen of 'n analise te doen dan of 'n ontleding te doen van die skrifgedeelte, dan moet jy gaan kyk na sekere woorde wat uitstaan. Hy moet vir soms so groot word uit die teks uit. En een van die woorde uit hierdie teksvers wat vir my groot word, hy sê en mag die God van hoop. Die God van die hoop. En dan sê hy, gebruik hy die volgende woord, dat jy oorvloedig kan wees in die hoop. Nie net 'n bietjie hoop hê, jy moet oorvloedig wees van die hoop. Weet jy wat, as ek hierdie glas vat en 'n bakkie vol water vanmôre, en hy is tot op die randjie vol, dan is hy vol. Maar as hy begin oorloop, is hy oorvloedig. Want hy meer is genoeg. En dis hoe ons vol hoop moet wees. Daai hoop wat in jou is, moet uitvloei na ander mense. Die apostel Paulus skryf so na 57 na Christus, skryf hy hierdie gedeelte en hy skryf dit
aan die Christene wat in Rome was. En nou moet ons verstaan dat die gemeente op daai stadium het bestaan uit Joodse gelowiges en nie Joodse gelowiges, of gelowiges uit die heidene uit. En vir hulle almal skryf hy hier, die God van die hoop, en julle moet oorvloedig wees in die hoop. Daar was spanning tussen hierdie twee groepe. Hierdie klomp Joodse ouens en hierdie klomp heidense gelowiges, hulle het bietjie spanning oor mekaar gehad. En dan kom Paulus en hy spreek hierdie wens uit. Eintlik is hierdie wens 'n gebed dat die God van die hoop hulle hoop sal versterk en dat dit oorvloediger hoop sal wees. En dan kom hy en hy gebruik woorde sodat daar blydskap en vrede kan wees. Kosbaar. Hy bring blydskap en vrede in verband met hoop. Ek het hier in die week, verlede week, dink ek, vir Marensa vra vir ons 'n bord te maak met ons dienstye op en met ons kontakbesonderhede op en al die dinge. Hy sê vir ons 'n pragtige bord gemaak. Daar sê so lyk hy. En op hierdie bord sit sy daar die woorde hoop vir elke hart. Hoop vir elke hart. En toe ek dit lees, toe besef ek dat die Here wil hê dat moet in elke mens se hart hoop wees. Daar moet hoop wees in elke mens se hart. Ons wil nie net vir die mense moet kom ry. Daar sê ons wil nie net hê dat mense moet sien, dis hoe laat ons kerk is, en hoe kan jy ons per e-pos kos, en hier is ons telefoonnommer nie. Nee, ons wil ook 'n boodskap hier daarmee saam sit. En sonder dit vir al gesê het, sit sy daar op hoop vir elke hart. En dan glo die Here werk op verskillende maniere met die mens. En jy weet, ek glo ook daar dat die teen donderdag nodig, dan moet ons 'n boodskap vir Sondag min of meer ongeveer al reg is. Maar hierdie keer was my boodskap so vroeg reg, want hierdie ding lewe in my hart, want daar moet hoop in elke hart wees in elke mens. En ek vat daardie foto wat sy vir my gestuur het, en ek sny hom af, en sal sien, hier's nog 'n mannetjie by op 'n ander, en ek maak hom so, en ek gee hom vir Pastor Lorraine wat sy vir haar dogter gee om vir ons te maak, en ek gaan sit hom daar agter teen die muur op, en asseblief, as daar enige iemand is wat sê, hy skeef, stuur net vir my hand toe. Want dan wil ek jou vra om vir regheid te kom. Maar in elk geval, ek het hom opgesit, dan het my gehelp, en daar hang hy, en dit gaan nie vir my of hy skeef is, dit gaan vir my die boodskap. Want weet jy, hierdie gedeelte dadelik vir my gespreek, wat in elke hart moet daar hoop wees, want die God wat ons aanbid en dien, is 'n God van die hoop. En daai hoop wat ons het in die Here, is die hoop wat oorvloedig in ons moet wees, deur die krag van die Heilige Gees. Sodat daar blydskap, kom ons maak maar ons. Ja. Ons sukkel net so 'n bietjie om die kanale uit te sorteer daar agter. Kan julle my hoor daar agter? Sodat die blydskap en die vrede wat in jou hart is, moet jy weet, as dit nie daar is, die moet daar wees, as dit daar is, moet jy dankbaar wees daarvoor. Daar het ek op gespreek, en ek weet dat mense dink, en mense definieer, hoop nie altyd dieselfde nie. Ons kan, dis is kernereis, ek wil sê vandag vir kernereis, dan gaan die een ou sien, daar's klapper op. Ek wil nie kernereis sien met klapper op nie. Maar die ander ou gaan piesangs opsit, want jy kan net vir my 'n lekker chili chutney daarmee opsit, dan se reg. Maar so het elkeen van ons 'n ander prentjie van presies dieselfde ding. En so ook met hoop. En ek het gaan kyk na wat sê mense van hoop. Want in ons teksvers maak apostel Paulus dit duidelik dat hoop is eintlik vir elke mens. Vir elke gelowige in elk geval. En kyk ek vlugtig wat het mense te sê gehad oor die hoop, is daar baie mense wat ons vanmôre kan aanhaal. Ek het so gaan kyk na julle Filisowe.
En Gabriel Marcel het gesê, hoop is 'n diep geestelike vertroue. Dis vir een van die mooi dinge wat hy gesê het oor hoop. Dis 'n diep geestelike vertroue. En elke hart en elke mens behoort 'n diep geestelike vertroue in die Here ons God te hê. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? Ja. Amen. Emmanuel Kant het 'n vraag gevra. Hy sê, waarop mag ek hoop? Want vir hom was hoop vervul met 'n mens se geloof in God. En dan kom Viktor Frankl, ek weet nie wie van die weet wie hy is 'n Duitse sielkundige wat in 'n konsentrasiekamp was in die Tweede Wêreldoorlog en het oorleef. Maar hy het gesê, hoop is nie net 'n verwagting dat alles goed sal verloop en dat alles reg sal uitwerk nie. Baie keer wanneer ons dink en praat en die woord hoop gebruik, dan doen ons dit met die wens of die begeerte of die gedagte dat alles moet goed uitwerk. Alles moet reg verloop. Hoorie so, gaan jy môre dit kry? Ek hoop so. Dis amper as jy verwagting het, dit moet goed gaan. Maar dit is nie altyd, hoop is nie altyd dit wat jy kry en wanneer dinge reg loop en wanneer dit goed gaan nie. Maar hoop gee vir ons lewens betekenis. Selfs al kry ons swaar. Selfs al loop dinge nie reg en maklik vir ons nie. Hoop gee vir ons daar sin en betekenis daarin. Vir ons as Christene is dit waar. Want ons geloof en ons vertroue, ons hoop is in die God van die hoop. Deur Christus Jesus, deur die krag van die Heilige Gees. Maar terwyl my gedagtes by Viktor Frankl die sielkundige was, ek het as 'n jong man het ek sy boek Waarom lewe ek gelees en dit het nogal 'n indruk op my gemaak en deur my lewe lank by my gebly, maar ek gaan kyk toe na wat het die sielkundige gesê en wat het ander gesê, dat ek so vanuit die sielkunde 'n perspektief kan kyk in die opsigte van mense se hoop. En dit gee aan 'n praktiese raad en sekerlik ook wetenskaplike feite en dies meer. Maar daar's 'n paar goed wat ek net so vinnig vir jou kan noem. My broer en my suster, hy sê mense met duidelike doelwitte in hulle lewens is ook mense met 'n realistiese doelwit in hulle lewens ervaar meer hoop in hulle lewens. Wanneer jy 'n realistiese doelwit in jou lewe het, ek wil dit bereik, ek wil dit doen ensovoorts, dan ervaar jy meer hoop in jou lewe. Want jy het iets waarvoor jy hoop. Mense met alternatiewe planne om hulle doelwitte te bereik, ervaar ook meer hoop as ander mense. Elke sê altyd ek het sakke vol planne, as jy val aan die huis waar al my sakke vol planne. Maar ek het 'n plan. Dis nie altyd 'n goeie plan nie, maar ek het 'n plan. Mense moet selfvertroue hê. Hoe kyk jy na jouself, my broer en my suster, terwyl ek oor selfvertroue praat? Is dit nie waar dat die woord van die Here sê ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee? Weet jy wat ek in 'n skildery, ek kan nie sê dit gaan mooi wees, maar daar gaan iets op 'n doek wees. As ek nog kyk na ander die sê skilder mooi. En ek kan 'n klomp goeders doen. Ek kan ewen sing. Maar ek dink nie dit gaan so mooi wees as 'n Steven nie. En kyk, ek kan vir klavier speel as dit net die begin van chopsticks, maar iets kan ek doen. Maar al wat ek wil sê is as 'n mens jou daarop fokus, dan kan jy ook jou selfvertroue verbeter. Maar ons is mens, jy het baie keer gebrek aan selfvertroue. Maar selfvertroue is ook een van daardie dinge wat noodsaaklik is in ons lewens, en daarom moet ons familie en vriende en 'n gemeente hê wat ons opbouend ondersteun, want mense wat 'n gemeente het en wat vriende het en wat familie het wat hulle opbouend ondersteun, is mense wat ook meer hoop in hulle lewens ervaar. En as jy meer hoop in jou lewe ervaar, dan kom twee goed saam: blydskap en vrede. Maar ons is seker ook die belangrikste om te kyk wat sê sielkundiges en filosofe nie, daar's seker veel meer. Ek kan jou baie lank hou met hierdie ouens se goeters. Maar gaan kyk ek na die woord van die Here sê, en ek gaan kyk na die apostel Paulus, dan beskryf hy hoop vir ons baie kosbaar. En wanneer ek gaan kyk na wat die apostel Paulus oor hoop sê, dan sê hy dis 'n vaste, 'n sekere, 'n onwrikbare, onwankelbare, 'n besliste vertroue op God. En hier in Romeine noem hy hom die God van die hoop. En die beloftes van die Here in en deur Jesus Christus. Dis waar ons hoop is. Dis daai vaste vertroue in die Here Jesus Christus.
Daai God wat gesê, ek los jou nooit alleen nie. Daai God wat vir jou sê, jy is tot alles in staat. In Romeine 5, vers 3 tot 5 skryf Paulus, hy sê die hoop beskaam nie. En dan gee hy 'n rede daarvoor. Hy sê wat die liefde van God is in ons harte uitgesit deur die Heilige Gees. Daar's liefde. Nou kom hy en hy bring ons ook daarby wat hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 13, geloof, hoop en liefde. Hy bring geloof en hy bring liefde bymekaar met hoop. En nou sê hy vir ons, dit beskaam nie wat die liefde van God is in ons harte uitgesit deur die Heilige Gees. In Romeine 8 vers 24 tot 25 skryf Paulus, ons is gered in hoop. En dan kan ons met daardie teksvers vanoggend sy gebed, sy wens, dit wat ons gelees het vanmôre, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, sodat, nog geen rede, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die Heilige Gees. Vir Paulus en volgens Paulus is ons as Christene se hoop gegrond en gevestig in God en nie op ander dinge nie. Ons as mens kyk baie keer na ander dinge, dan sê ons, Jesus, wie wat, ek het dit. Ek het eendag gaan kyk na my spaargeld, en sê ek, wie wat, as ek my spaargeld vat, dan kan ek, en dis nie baie nie, maar ek kan met hierdie spaargeld, wie kan ek vat, dan kan ek vir soveel jare lewe, as ek soveel 'n maand gebruik. Of ek kan vir 3 jaar op my karavaan gaan kamp. Waar hoop ek? My hoop en my vertroue en my geloof is in die God van die hoop. En die krag van die Heilige Gees wat dit met my lewe lewend maak. Nie op paar spaargeld nie. Nie op 'n karavaantjie wat ek ergens in 'n karavaankampie kan gaan sit nie. Nee. En dis lekker ons moet kamp. Ons hoop is gebaseer, ons geloof is gebou op die opstanding van Jesus Christus. Sy opstanding uit die dood, sy opstanding is vir ons hoop en die bevestiging van lewe, ewige lewe, hemelse tuiste. Omdat hy die dood het opgestaan het, glo ons aan soveel ander dinge. Ek glo my sonde is vergewe. Ek glo ek gaan vir ewige lewe. Ek glo Jesus is besig om my 'n plek te berei in die hemel waar ek ook eendag gaan woon. Daar's baie goed wat nie in die hemel is nie, wat ons hier op aarde het. Daar's nie hospitale nie. Maar vir my skoolseun is dit jammer, daar's nie sekuriteitsmaatskappye nie. En vir die mense, die bure in hierdie kant, is dit ook jammer, want daar's nie 'n polisiestasie nie. Maar weet jy waarvoor is ek dankbaar? Ons gaan die God van die hoop gaan ons sien. Want dis waarop ek hoop, omdat die Seun wat ons sy regterhand sit, en wat vir jou en vir my intree vanmôre, my broeder en my suster, daar sit om vir ons in te tree. Vir ons 'n plek berei. Nie met mense hande in die ewige lewe, dis sê 2 Korintiërs 5 vers 1. Dit maak dit noodsaaklik dat daar hoop in ons hart en ons lewens moet wees. Dit maak dit noodsaaklik dat die hoop waarvan Paulus praat in elke hart moet wees. Kan nie verstaan vanmôre hoekom het hierdie gedagte my vasgegryp en hoekom het dit vir my soveel betekenis en waarde gekry toe ek dit lees, dat dit deur my gees 'n inspraak gemaak en gesê, waarop hoop ek, soos wat Immanuel Kant gevra het, waarop hoop ons? Ek hoop op die ewige lewe. Ek hoop om hom van aangesig tot aangesig te sien. Ek hoop op sonde wat vergewe gaan wees. Ek hoop op 'n plek waar daar nie al hierdie ander negatiewe goeders is wat ons in hierdie wêreld ken nie. Daar is nie misdadigers nie, behalwe hulle wat vergewe is en skoon gewas is, en nou is hulle ook nie meer 'n misdadiger nie. Maar al daardie dinge hoop ek voor. Daai hoop moet lewe teen my hart wees. Anders is dit te vergeefs. Maak dit noodsaaklik dat daar hoop in elke hart moet wees, want dit help nie net ek en jy en 'n volgende ou hoop vir ewige lewe nie. Daar's magtom mense wat rondom ons bly en woon en werk, wat se saak met God nie reg is nie. Mense wat nie daardie hoop het wat lewe tussen hulle harte vir ewige lewe nie. En ongelukkig is dit ook so dat daar baie mense is met 'n valse Christen. Maar hoop word versterk deur die Heilige Gees, wat ons as gelowiges se harte vul met vrede en blydskap. Tussen ons teksversie. Hoop gee ons krag. Hoop gee ons sterkte om aan te gaan, om aan te hou en te volhard. Selfs as dit moeilik.
Selfs al is dit nie maklik nie, selfs al kry ons swaar. Selfs al lyk dinge ook hoe vir ons. Hoop is nie net gefokus op die hier en die nou nie, maar ook op die ewige lewe en veral op die ewige lewe. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 19. Hy sê as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons bejammeringswaardig. Dit is 'n groot woord wat hy sê. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Gaan nie oor die hier en die nou alleenlik nie. Die Here sorg vir ons hier. Die Here dra vir ons deur. Ons het nou gesing ook. Daar's 'n kop, dak op my kop, daar's iets op my tafel om te eet. Daar's iets aan my lyf om aan te trek. Ek gaan aan. Ek lewe. En die Here sorg vir my dag na dag. Maar afgesien van al daardie dinge, my hoop is op Christus vir die ewige lewe, die lewe hierna. My hoop is op 'n lewe waar ons al die seëninge van die Here wat hy vir ons instoor het en wat hy vir ons vergees sal ervaar en sal beleef. Maar as ons net die een vertaling sê bejammeringswaardig, hierdie vertaling wat ek gebruik sê ellendigste. Nee, ons hoop nie net vir God vir hier nie. Dit gaan nie net oor die materiële dinge nie. Dit gaan nie oor die tydelike dinge alleenlik nie. Dit gaan oor die geestelike dinge. Hoop vir elke hart op dit wat werklik sal maak. Nou kom die vraag en hiermee wil ek afsluit. Ek wil vir jou so 7 punte vlugtig noem. Hoe versterk jy groei die hoop in jou en in my lewe? Hoe maak ons die hoop in ons lewe sterker? Hoe maak ons en wat doen ons om hierdie hoop wat die God van geloof, van hoop vir ons wil gee deur die krag van die Heilige Gees? Hoe maak ons dit om dit sterker te maak? Sit ons dan net terug en ons sê, Here, hier is ek is gereed, vul my met hoop. Here, ja, my hele hart met hoop en laat oorloop met my hart uit, ek kan self my mond uitloop. Maar nee, dis nie wat ons doen nie, ons sit nie terug en ons wag nie. Ons doen iets daadwerklik. Die eerste is jy werk en jy bou aan 'n lewende verhouding met die Here ons God. Jy doen alles in jou vermoë om die Here jou God te dien, om te eer en te aanbid. En ons hoop is gefestig op God se liefde, sy genade en sy barmhartigheid en daarom dien ons hom met oorgawe. Daarom dien ons hom met blydskap. Daarom dien ons hom met ywer. Daarom dien ons hom met vurigheid. Ten tweede, deur die woord van God. Romeine 15 vers 4 sê, dit leer ons dat die woord, en dit is God se woord, dat het ons hoop gee. Hy sê hier in die 4de vers, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Hoor jy mooi daai gedeelte? Hy sê sodat ons bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Hierdie woord gee my hoop. En hoe meer ek hierdie hoop in my hart het en in my lewe het en in my denke het, en hoe meer ek hierdie woord vat en hom glo en hom lees en hom bestudeer, hoe meer hoop kan ek in my lewe hê. Daarom het die Here vir ons 'n Bybelboek gegee wat ons ook hoop gee. En die Gees van God is nie net 'n krag nie, nee, hy kom in die derde persoon in die Godheid en hy kom en hy maak hierdie woord wat ons lees, maak hy lewend in elke hart. Alles is dit 'n dooie letter. Die derde punt, gebed. En gebed is baie belangrik en ek wonder of ons as Christene werklik besef hoe belangrik is gebed. Maar gebed kom en dit skuif ons fokus van ons probleem na God toe. Dit wat ek nie kan nie, dit kan God. Want Lukas 1 vers 37 is waar vandag, môre, oral in enige tyd en enige plek. God, by hom is niks onmoontlik nie. En ek kan hom enigiets vra. Ek het vrymoedigheid om na sy troon van genade te gaan. En dan leer die woord op die regte tyd sal ons barmhartigheid ontvang. Dan kan ons na die Here toe gaan in gebed met al ons probleme, met al ons krisisse, met al ons swaar en al ons probleme. Ek het al baie vir mense in my lewe gebid. Nie net altyd die Here hulle moet seën en gesond maak, maar beteken die Here hulle op tyd sorteer. Jy kan letterlik met al jou probleme en al jou dinge na die Here toe gaan. En as ek sê sorteer, bedoel ek dit nou nie lewe nie. Die vierde een is die teksvers die Heilige Gees vir ons met hoop. Toelaat dat ons luister na die inspraak van die Heilige Gees.
Ek is nou eendag op 'n plek gewees waar die een ou sê, hy het na 'n ou geluister wat gepreek het, en klink met die ou so 'n uur en 'n half lank gepreek. En hy het lyk nie te veel gesê wat die man wat nou geluister het beïndruk het nie, maar hy sê dit die ou sê die Heilige Gees nie met jou is nie. My broer en my suster, as jy nie die Heilige Gees met jou het, moet jy tot bekering kom. Want hierdie liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En hy is inwonend in ons. En die Heilige Gees is met ons. En die Heilige Gees herinner ons alles wat Jesus gesê het. En die Heilige Gees oortuig ons van sonde, oordeel en geregtigheid. En die Heilige Gees maak hierdie woord vir ons lewe. En die Heilige Gees het ons vanmôre gelees, is die krag wat in ons harte werk om ook ons hoop te versterk. En daarom moet ons ook luister na die Heilige Gees. Jy moet ons sorg dat ons die Heilige Gees se stem in ons lewe nie stop maak. Dan die 5de punt is ons geloof en ons oortuiging dat Jesus uit die dood het opgestaan. Dis deel van die fondasie waarop ons glo. As ons daai deel uit ons geloof uithaal, het ons niks. Want ons niks, ek het al baie keer gesê, wie wat as jy dit nie glo nie, dan hoef jy nie kerk toe te kom nie. Dan hoef jy nie te bid nie. Dan hoef jy nie Bybel te lees nie. Dan hoef jy niks daai goedes te doen nie, want dit is te vergeefs. Maar omdat hy leef, omdat hy leef, doen ons dit, ons lees die woord, en ons glo die woord, en die woord bou ons, en die woord versterk ons, en die woord is 'n lig vir ons pad, so 'n lamp vir ons voet, en nou hierdie woord lewe in ons harte, maak dit 'n verskil in ons lewens, in ons optrede, in ons denke, en alles. En gebed wat ons praat met die almagtige God, wie se seun uit die dood het opgestaan het, en daarom moet ek hoop, en weet ek, dat wanneer hierdie dag, eendag tot sterwe gaan kom, gaan ek lewe al het ek ook gesterwe. Dan die 6de punt is gemeenskap met gelowiges wat jou bou en bemoedig en ondersteun. My broer en my suster, laat ek dit vanmôre onomwonde reguit sê. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid teenoor elke ander een in ons geloofsgemeenskap. Elke Christen het 'n verantwoordelikheid teenoor 'n ander Christen om te help bou, om te help ondersteun, om te help te versterk, om te help om te bemoedig, om aanmoedigers in hulle lewens te wees. Ons vind dit baie maklik en sovoorts dat ons as Christene kritiseer ander. En ons vind dit maklik dat ons mekaar afbreek. En ek dink nie, sit een van ons vanmôre hier wat kan sê, ek was nog nooit skuldig daaraan. As ek dit vanmôre moet sê, dan moet ek uitdoen en sê, Here, ek vergewe my, ek is nou besig met te leer. En dit kom so maklik, maar ons is daar om mekaar op te bou, te bemoedig, te versterk. Hierdie lewe is moeilik genoeg, dat ons nie nog nodig het dat ons mekaar ook nie moet bou en ondersteun en bemoedig nie. En dan kom die 7de een, en Dawid is baie gesteld gewees as jy sy werke lees, waar hy sê, om geen een van God se weldade te vergeet nie. Moenie vergeet wat die Here vir jou al gedoen het. As ek net dink vanoggend, die Here het my in die slaap met wakker gemaak, en ek kan hier staan vanoggend. Die Here het vir my gesorg dat ek klere het om aan te trek. Die Here het gesorg dat ek ietsie gehad het om te eet. Dat ek ietsie het om te drink. Dat ek kon loop. En so kan ek aangaan. Maar dit kom so natuurlik vir ons dat ons dink nie altyd aan die weldade van die Here nie. Ons sien dit baie keer net as hierdie groot wonderwerk. Ek het met 'n vrou gepraat, sy het gesterf van kanker. Sy het my gesê, die Here doen nie my wonderwerke nie, hoekom sal ek in hom glo? En my woord daarna was, Jesus, ek het so pas 'n wonderwerk aangehoor. Dis 'n wonderwerk dat jy wel geskape gebore is. Met ore wat kon hoor en met stem wat kan praat en met 'n verstand wat kon leer. Want as die Here dit nie vir jou gegee het nie, sou jy nie nou by my kom kla het oor die Here nie. Maar die Here het jou ore gegee, jy het geleer om te praat, jy het 'n tong gekry, jy kon praat. En die Here het vir jou gesorg tot jy nou by die ouderdom van jou lewe gekom het. En dit alles is 'n wonderwerk wat God het nie nodig gehad om dit te doen. Maar ons sien dit nie altyd raak nie, want ons aanvaar is van selfspreking. My broer en my suster, ek wil afsluit met hierdie vraag vanmôre aan elkeen van julle. Wat doen ek en wat gaan ek doen om hoop vir elke hart met wie ek te doen kry, te gee?
Wat gaan ek doen dat daar hoop is in die mense in my lewens, se lewens? Gaan ek hulle bemoedig? Gaan ek hulle ondersteun? Gaan ek hulle versterk? Gaan ek die woord met hulle deel? Gaan ek vir hulle bid? En dis meer. Want ons het 'n verantwoordelikheid. En mag die Here gee dat dit vir ons so sal wees. Dat elkeen van ons ook sal sê, ek wil hoop spreek. En ek wil geloof en liefde vir mense met God wil ek bind met hoop. En mag die Here gee dat ons as gemeente dit ook sal doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanmôre, Here, dat ons hoop kan hê. Hoop op die toekoms. Here, hoop op 'n ewige lewe. Here, en ja, ons hoop ook vir hierdie lewe vir voorsiening, vir veiligheid, vir gesondheid en al daardie dinge. En ons nader U daarvoor, Here, want ons hoop is ook in U vir dit. Maar Here, ek hoop ook dat elkeen van ons en elkeen in ons lewens saam ook eendag sal staan op die troon en sal uitroep saam met die Seun as heilig, heilig, heilig is die Here. Here, gee dat ons ook deur hierdie hoop by elke hart sal herinner word daaraan dat ons het 'n doel, ons het 'n taak om hoop in mense se lewens te bring. Hoop wat so oorvloedig is in ons harte, dat dit by ons sal uitvloei in ons doen en ons laat en ons spreke. En dat ander die hoop wat ons het sal raak sien. En dat hulle sal vra, waar kom daai hoop vandaan? Nou, ons kan antwoord van die God van hoop. Wat deur sy krag van die Heilige Gees in my werk, wat deur sy woord in my werk, wat deur die gebedslewe wat ek het en die verhouding wat ek met my werk, en dit my vul met blydskap en vrede. Ek vra dit vanmôre, Here, vir my en vir elkeen hier, vir hierdie gemeente, hulle wat hier is, en vir elkeen van ons. Vra dit in Christus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Kom ons staan en sing ons saam.